Goeiemôre. So, die duiwel se agenda, sy doel, wat hy doen, is om vir jou angstig te laat voel, om vir jou overwhelmed te laat voel, depressief te laat voel, minderwaardig laat voel. So al wat hy kan doen is hy kan praat en deur leuns, deur die wêreld, deur al hierdie inligting, deur al hierdie bombardnis, deur al hierdie dinge, voel ons so baie mense wat sukkel met angs, depressie, minderwaardigheid, al hierdie dinge. So wat leer ons in die woord van God? So dis een van my gunsteling verse en dis Romeine 12 vers 2. En die woord sê, ons moet ons denkwyse, die manier van dink, want elke dag word daar leuns na jou kant toe gegooi. Elke dag word daar goed vir jou gesê. En jy moet die manier van dink, want ons het almal groot geraak in 'n spesifieke manier wat vir ons geleer is hoe ons nou dink. Nou maar dit moet jy moet nou gebrainwash word. Al die ou dinge in die wêreld, die TV, die negativiteit, jy is nie goed genoeg nie. Al daai goedjies dat die toekoms, jou aftreeplanne, wat ook al, dit moet alles renew word. As jy siek is, gaan jy doodgaan. As dit wat ook al die waarheid van die wêreld is, as ek dit nou so kan sê, moet renew word. So Romeine 12 vers 2 sê, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Moenie dink soos die wêreld dink nie, moenie doen soos die wêreld doen nie, maar vernuwe jou brein, jou manier van dink, en word so verander by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, good and perfect, sodat jy weet wat God se wil is, die goeie wil van God is. So, jou werk is, so dan lees ons in 2 Korintiërs 10 vers 5, dat ons geveg, ons ken hierdie versie, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, teen vlees en bloed nie, maar teen powers, principalities, against the darkness of this world. Dit is ons geveg. So elke dag is jou geveg basies, begin dit met jouself, in jou brein. So, die duiwel praat en jy besluit om dit te glo. Jy agree, jy spreek goed oor jou uit, so jy stap in agreement met dit. En dis waar die battle begin. Die battle word eers gewen in jou brein en dan word dit fisies voor jou gewen. So 2 Korintiërs wil ek gou vir ons lees in Afrikaans. Vers 5. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval, van die duiwel, daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word, want dit is wat dit is. Die wêreldse kennis is teen die kennis van God. Ons neem elke gedagte gevangene om aan Christus gehoorsaam te maak. So wat doen jy? Die leuns vat jy en sê, Here, ek glo dit nie. Ek gaan nie overwhelmed word, ek gaan nie depressief word, ek is genoeg. Wat ook al dit is. Wat ook al die leuns is wat teen jou kom, of die waarheid van die wêreld, of jou omstandighede, vat jy gevangenes, en jy sê, nee, ek maak het gehoorsaam aan die waarheid van God, die woord van God. So dit is waar die geveg begin. Dis wat Jesus bedoel met renew your mind. Hierdie moet ons denkwyse raak. Maar ons kan dit nie net lees nie. Ons kan nie net die woord van God lees nie. Ons kan nie net die woord van God hoor op 'n Sondag nie. Nou moet jy gehoorsaam wees. Die waarheid moet gehoorsaam word aan Christus. Jy moet dit doen. Die wat jy hoor moet oorgaan in dade om gehoorsaam te wees aan hom. So the renewal of your mind is deel van gehoorsaamheid, om die waarheid, 'n godly perspektief te hê, om die Here sê, julle is blind, so by Jesus vir die mense gesê, julle is blind, julle sien nie, want ons is gebrainwashed deur die wêreld, ons dink op 'n sekere manier, en dis nie God se waarheid nie. Die manier van dink is nie Jesus se waarheid nie, dis waar die waarheid van God inkom, die enigste waarheid, die laaste sê, die enigste sê, Jesus die naam bo elke naam, Jesus bo siekte, Jesus oor poverty, ek gaan altyd arm wees, so jy spreek hierdie dinge oor jouself uit, nee, dit is nie wat God vir jou sê nie. Ek is angstig, ek is overwhelmed. Nee, God se vrede, sy joy wandel in my. Ek gaan nie vergewe nie, want daai persoon het my seer gemaak. Hulle verdien nie dat ek hulle vergewe nie. Nee, dis nie wat Jesus sê nie. Jesus sê vergewe, sodat ek jou kan vergewe. Vergewe sodat jy my vrede kan ervaar. Vergewe sodat jy in my koninkryk wandel. Al hierdie dingetjies. Daar's waarheid van die wêreld dat mense verdien nie dit nie, ek gaan nie help nie, of ek gaan nie vir my man luister nie, of wat ook al die geval mag wees. Dis okay om hierdie dinge doen. Dis aanvaarbaar. Al hierdie klein sonnetjies is aanvaarbaar. Maar dis nie die waarheid van God nie. Die duiwel wil dat jy op 'n grey area lewe
deur leuns vir jou vertel, deurdat jy in agreement kom met dit, waar jy jou krag en autoriteit moet terugvat in Christus en sê, nee, ek vat hierdie ding, gevangenis, hierdie woord wat teen my kom, hierdie wat nie die waarheid is nie, en ek sê, dit is nie die waarheid nie, dit is wat God sê. So jy begin op 'n ander manier te dink, jy begin op 'n ander manier te praat, jy begin situasies aanpak. Dit is wat ons bedoel met ons armor wat ons aantrek in Efesiërs, met ons swaard, met ons shield. Jy veg teen dit, want jou geveg is nie teen jou man nie, jou geveg is nie teen jou kinders, jou geveg is nie teen die fisiese duiwel nie. Hy kan net praat en jy kan kies as jy wil luister of as jy nie wil luister nie. As jy die wêreld se waarheid gaan glo, die leuns gaan glo of as jy vir God gaan glo. So nie net wil Jesus hê ons moet ons brein hernie deur sy waarheid nie. Hy wil ook hê ons moet dan gehoorsaam wees aan daai waarheid. Dit help nie net ons hoor dit een keer 'n week op 'n Sondag of wat ook al die waarheid is, hoor ek luister na 'n podcast heeldag, aldag, worship song podcast, alles, maar ek is nie gehoorsaam aan God nie. So God wil hê ons moet gehoorsaam wees aan daai woord en dis hoe jy verander. Dis hoe ek nie meer Andri raak nie, maar 'n pragtige prinses van ons koning Jesus. Dis hoe ek stap in autoriteit, hoe ek stap in oorwinning. Ek is nie meer die ou ek nie, ek is nie meer Andri nie, ek is nou 'n kind van God, so ek doen nou die dinge van God. Met ander woorde, as jy, voordat jy getroud was, ek was Andri Swart gewees. Nou het ek getrou, nou is ek nie meer Andri Swart, ek is nou Andri Grebe. Met ander woorde, ek doen nou dinge anders, ek praat nou anders. En dit is wat Jesus van ons wil hê, ook as sy bruid. Ons word verander, ons word vernuw, nie net vir ons verhouding en ons intimiteit met Jesus nie, want ons naderheid en ons liefde wat ons van hom ervaar nie, maar ook om in oorwinning te stap. Ook om al hierdie wat hy vir ons wil hê te geniet, die vrede, die joy, wat jou omstandighede die teenoorgestelde is van joy, maar jy het 'n bonatuurlike joy, want dit is wat Jesus vir jou gee. Daai aanvaarding, daai liefde, die waarde wat hy vir jou gee, want hoekom het hy jou gemaak? Omdat hy lief is vir jou. So al hierdie dinge word gedoen deur jouself letterlik te brainwash, want dis wat Jakobus ook sê, oordink hierdie woord dag en nag, dag en nag. Wat doen jy? Ja, dag en nag. Nee, dit is nie te veel nie en jy oordoen dit nie. Dis jy doen presies wat jy moet doen om in oorwinning te stap, om in autoriteit te stap, om in 'n nuwe identiteit te stap. Jy doen nie soos die wêreld doen nie. Jy doen soos 'n kind van God doen. Efesiërs daai het ek mos nou klaar vir ons gelees, is Efesiërs wat hy sê, our fight is not against flesh and blood. So ja, my gebed actually vir ons net vandag is dat ons sal die geveg veg in die gees, soos nou in my brein, om die leuns gevangenes te vat en te sê ek glo nie hierdie nie, want maar oor dit, voordat ek dit, en nou kom aan nou met die bike aan, voordat ek in oorwinning kan stap, moet ek eers, voordat ek in oorwinning kan stap, moet ek eers die waarheid weet, so ek moet eers my brein vul met hierdie, sodat ek transform kan word, sodat ek kan keuses anders maak, sodat ek kan kies om nie te doen soos die wêreld sê nie, maar om te doen soos God sê, om dan in oorwinning te stap, want hoe gaan ek die geveg wen? Ek gaan net die geveg wen as ek die waarheid weet, as die leuns teen my kom en vir my sê ek is nie goed genoeg nie, hierdie omstandighede gaan nie verander nie, iemand sê vir my, maar dit sal nooit gebeur nie, en al die omstandighede wys dit gaan nooit gebeur nie, kan ek gaan in my autoriteit gaan spreek en sê, dit is wat my God sê, but God, ek staan in hierdie, want dit is wat die woord van God sê. En ek kan nie dit doen as ek nie oortuig is daarvan nie. Hoe word ek oortuig daarvan om meer te wandel in die Heilige Gees, in die woord van God, sodat ek anders dink, sodat ek daai boldness het, sodat my geloof meer en meer en meer raak, maar nie deur my eie krag nie, deur Jesus, deur die Heilige Gees, want dit is nie ek wat dit doen nie, maar jy gaan net daai angs wen. Jy gaan net daai overwhelmness, die depressie, die moeilike swaar van hierdie koerante, van hierdie wêreld, van hierdie leuns wen. As jy eers jouself ophou heeltyd lees wat in die wêreld aangaan en begin dit vervang met die woord van God, met die waarheid van God. Dit is hoe jy dit veg. In die naam van Jesus, hy het die laaste sê oor my lewe. Die wêreld het nie die laaste sê nie. Die duiwel het net daai krag as jy dit vir hom gee, as jy in agreement stap met hom. Al wat ek sien rondom my is siekte, maar ek sê, ek is nie siek nie. Ek is nie siek nie, ek is genees in die naam van Jesus Christus. Hy het gesterf sodat ek genesing kan ontvang. So ek gaan nie in agreement stap nie. Ja, ek het simptome, maar in die naam van Jesus is ek gesond. In die naam van Jesus gaan my omstandighede verander.
Nie deur my krag nie, maar deur hom. Want dis wat hy vir ons wil hê as kinders van God. OK. Julle moet 'n geseënde dag hê. OK, bye.